By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Welkom, dankie dat julle hier so is en baie dankie aan ons twee musikante. Jannie sit heerlik in Amerika vir 'n maand. So Renée en Betsy is hier. Baie dankie vir julle musiek, ons gaan onmiddellik verder luister.
dankie julle, genigtig. Kyk, musiek is daarom 'n gawe aan die mensdom en die mense wat musiek kan maak soos hierdie twee is insgelyks 'n groot gawe. Dit was regtig baie lekker om na julle te luister, baie dankie. Vanoggend praat ek oor waar die drie-eenheid vandaan kom. En wat maak 'n mens nou daarmee as jy nie letterlik daarin glo nie? Maar voor ek nou begin wil ek gou twee goed sê as 'n basisvertrekpunt. Ek weet nie of julle al gehoor het, hulle sê die oomblik wanneer ons in ons kultuur hoor iets is in 'n boek geskryf, jong, dan glo ons dit. As iemand dit gesê het, nie noodwendig nie, maar wanneer 'n ding in 'n boek geskryf is, dan sê ons ek het dit gelees en dan moet dit waar wees. Daar is iets omtrent, en Gerry Snyman het in sy boek om die Bybel anders te lees, baie pertinent gesê. Daar's iets omtrent 'n geskrif, wat maak dat daardie inhoud of stelling vries. Ons gaan stop daar, en ons stol hom daar. En daar's nie meer ruimte vir daai stelling om uit te dui, in te krimp, te verander, te vloei nie. Hy stol. En dit is die volgende punt wat ek wil maak. Daar is nie vloei in formules nie. Wanneer ons 'n ding geformuleer het en ons het hom vasgemaak as dat hy so werk, dan verdwyn die vloei van wysheid in daai ding. En dit het ook hier gebeur. So kom ons begin en ons sê, baie van ons het hierdie woord drie-eenheid baie keer gehoor, lank voordat ons geweet het mooi wat daarmee bedoel word. Dit was net daar, die woord, drie-eenheid, drie-enige God. Dit was 'n groot woord wat in elke vertrek waar jy geleef het en ook buitekant gehang het, gerespekteer, nie bevraagteken nie. God is een, het ons gehoor, maar ook drie. Nie drie gode nie, maar drie persone. En as dit vir jou vreemd geklink het, was die probleem gewoonlik nie die verduideliking wat gegee is nie, maar dat daar vinnig bygevoeg is, dis 'n misterie. En misteries is ons geleer, is dinge waaroor 'n mens nie lank en diep moet dink nie. Vandag wil ek voorstel dat ons juis lank en stadiger oor hierdie misterie sal dink. Nie om dit af te breek nie. Dis maklik, maar nie mooi nie. Ook nie om dit te verdedig nie, want dit is nie nodig nie. Maar om eerlik te vra, waar kom hierdie idee vandaan? Waarom het dit vir mense sin gemaak destyds? En waarom maak dit vir miljoene mense vandag steeds sin? En wat bly oor indien 'n mens dit nie meer letterlik kan of wil glo nie? Dalk was die drie-eenheid nooit bedoel om 'n slim antwoord te wees nie. Dalk was dit bloot 'n taal vir 'n ervaring. 'n manier om te praat oor dinge wat ons almal beleef of ken, maar ons, ek en jy, gebruik net ander woorde vandag daarvoor. Eerstens, het die drie-eenheid nie begin as 'n leerstelling wat jy moes glo nie. Die drie-eenheid het nie ontstaan omdat iemand 'n teologiese stelsel wou bou, sodat dit aangehang en vasgevries moet word nie. Dit het ontstaan deurdat mense met 'n belewenis gesit het. Hulle het God ervaar as 'n bron, die agtergrond waarteen alles bestaan. Hulle het Jesus beleef as 'n teenwoordigheid, 'n teenwoordigheid wat mense anders wou laat leef en daartoe beïnvloed het. En hulle het iets ervaar wat hulle gees genoem het, 'n beweging,
'n asem, 'n innerlike impetus, daai vuur wat van binne af brand. Die probleem was nie hoe verduidelik ons God nie. Dit was nie waarmee hulle gewerk het nie. Die probleem was, hoe praat ons oor iets wat met ons gebeur? Hulle het iets ervaar wat hulle taal laat wankel het. Die drie-eenheid was nie 'n verklaring van wie God is en hoe God lyk nie, en as jy dit hoor, dan dink jy onmiddellik ook aan hierdie agtergrond van ek is. Dis eintlik naamloos. Dis definisieloos. Dit was nooit 'n bedoeling om te verduidelik hoe is God saamgestel nie. Dit was 'n poging om woorde te vind binne die taal van die tyd vir 'n ervaring. Tweedens, vind ons die drie-eenheid in die Bybel? Die kort antwoord en eerlike antwoord is nee. Nie as 'n uitgewerkte leerstuk aangaande God nie. Wat ons wel kry, want ek weet mense gaan nou dadelik, as hulle dit hoor vir my sê, jy het nog nie jou Bybel gelees nie. Wat ons wel kry, is fragmente, taalspore, wat ons soontoe lei, metafore wat daarop dui, en geloofsintuïsies. Die Ou Testament is sonder kompromie monoteïsties, een God, een persoon. Paulus in die Nuwe Testament gebruik funksionele taal. Hy sê vir ons in breë trekke, God werk deur Christus in die Gees. Dis om te verduidelik hoe daar gewerk word van God se kant af. En dan kom hierdie drie elemente na vore. Die evangelies op hulle beurt wys Jesus wat bid tot God en praat oor God en God die Vader noem, maar ook nie net sy Vader nie. Hy verduidelik egter ook nooit God se samestelling nie. Nou mag jy dink, maar het jy al gehoor van Johannes 15 vers 26, want daarin is so 'n beskrywing. En ek gee toe, 'n mens kan daarby uitkom, veral as jy in gedagte hou dat Johannes van Jesus, soos wat ek verlede Sondag gesê het, die beliggaaming maak van die Logos. Maar hieroor, as jy nou 'n nota aan jou oor maak, of iewerster, gaan ek so klein bietjie later praat. Vir nou is dit goed om te vermeld dat Johannes hierin vanuit die Griekse filosofie, juist nie die Joodse nie, maar die Griekse filosofie, die naaste van almal aan die metafisika beweeg. Maar, en dis belangrik, hy doen dit in simboliek. Hy skryf poëties, simbolies, teologies, dit het ek verlede Sondag ook gesê in die praatjie oor die 8 vorme van Jesus, of verskyningsvorme van Jesus, of as jy wil, Jesus se. En belangrik, hy skryf Grieks filosofies. Hy maak Jesus die beliggaaming van God se wyse bloudruk vir die heelal. Byna soos wat dit sou wees indien jy 'n kunstenaar se talent, 'n aparte persoon van die kunstenaar maak, eerder as 'n aspek van die kunstenaar. 'n Mens noem dit, soos ons almal weet, personifikasie. Ons almal praat soms op hierdie manier. Jenne, maar jy's vandag daarom weer 'n klein duiweltjie wat nou hierdie doen. Of vandag is dit nou weer daai mooi jy wat verskyn. En as jy hierdie ding nie net as simboliek of metafoor sien nie, maar jy begin dit letterlik sien, dan beland jy by 'n plek waar ek 'n hele paar mense kan wees. Die drie-eenheid word dus nie pertinent as konstruk in die Bybel gevind nie, dit word opgebou uit verskeie elemente vanuit die Bybel. En dis nie iets wat ons as moderniste vandag bedrog moet noem nie. Ons moenie sê, maar die kerk het gekom en hulle was moedswillig en kwaadwillig toe hulle uiteindelik met die leer van die drie-eenheid na vore gekom het, en dit was in die 2de en 3de eeu,
na Christus, so dit is iets wat baie lank gebeur het in die verloop, laat in die verloop van die Christendom. Dit het noodwendig gebeur vanuit die denkraamwerk van daai skrywers se tyd. En ek het nou so pas gesê, en dit is baie eenvoudig gemaak, dat jy baie maklik 'n paar Filippe kan sien, die een wat praat. Daai pratertjie is nou vanoggend weer daar. En die ander ene wat dalk 'n volgende ding kan doen, en die ander een wat dalk, en so ontstaan daar 'n klomp ekke. En dis alles net metafore en simbole. En dit het net so maklik in daardie tyd gebeur, maar dis vaster gemaak as wat dit in daai koppe noodwendig was toe dit gesê is. Die derde ding wat ek wil sê is, wanneer ervarings begin stol, dan kry jy 'n groot onding. Soos wat die Christelike beweging gegroei het, onthou hulle het gepraat, hulle het vertel, hulle het oor konsepte gesels. En ek wil net vinnig hier ingooi iets wat ek nie beplan het nie, en dit is dat Joodse rabbies vandag nog mense is wat in onderhandeling sal wees met die Ou Testament. Hulle verduidelik dit soos wat tyd aangaan verskillend en dit verander. Dis heeltyd vloeibaar. Hulle het nie in hulle verduideliking van geskrifte hierdie gestolde, vaste, rigiede uitleg van tekste nie. Want wysheid is plooibaar en wysheid groei, soos wat insig ook ontwikkel. Nou die Christelike beweging was baie vloeibaar. Mense het verskillende goed geglo. Dit het die heeltyd gegroei en in en uit gedui. Maar wat vloeibaar is, het 'n manier somtyds om vas te word. Soos ek gesê het, te vries, veral wanneer dit op skrif gestel word. Wat ervaar word in die Christendom, is later gedefinieer, geformuleer. En teen die 3de en 4de eeu word die kerk 'n instelling, en instellings hou nie van vaagheid of vloeibare begrippe nie, want hulle wil mense se koppe eenvormig laat werk. So hulle maak goed formuleagtig vas en hulle skep leerstellings, en so glo ons. En vandag weet ek en jy kry ons duisende Christelike kerke wat verskillend glo, want hulle sal dieselfde teksvers lees, maar hulle het hom anders interpreteer, en hulle het hulle interpretasie op 'n boek neergeskryf, en hulle het vir hulle lidmate gesê, dit is hoe jy hierdie teks glo. Ons glo hom nie soos daai mense hom glo nie. Alle vloeibaarheid stol die oomblik as jy met 'n instelling kom wat goed neerpen in formules. Hulle hou van vaste leerstellings. Hierso kry ons vir Tertullianus. Hy gee vir ons die woord Trinitas. Athanasius dring daarop aan in daardie tyd. Soos ek gesê het, 2de, 3de eeu na Jesus. Vir die eerste maal dring iemand daarop aan dat almal moet glo dat Jesus volledig God was. Alle Christene het dit nie geglo nie. En in Nicea, Konstantinopel, word dit amptelik gemaak. Daar is 'n drie-enige God. En van toe af mag 'n Christen glad nie anders dink oor God nie. Nou ons weet, in my klein tyd al, was daar byvoorbeeld 'n beweging wat hulle self die Jesus Only beweging genoem het. Mense skryf vandag nog bewegings wat net aan God glo, sonder 'n drie-eenheid. Dit is nie dat almal opgehou het om te glo soos hulle wou nie, maar die hoofstroom is gesê, dis 'n drie-enige God, dis hoe dit werk, dit moet jy glo, anders is jy 'n ketter. Hier is dit belangrik om raak te sien, dat die drie-eenheid vasgelê is in 'n wêreld waar die Grieks filosofiese kategorieë die taal van waarheid was. Dit is belangrik, dit is vreemd vir ons, want ons weet nie die goed nie, maar dit is belangrik om te weet dat dit die bed is waarin hierdie konsepte gelê het. Dit het gegaan oor woorde en gedagtes soos substansie, essensie, persoon. Dit is nie Hebreëse woorde nie. Jy sal dit nooit in die Hebreëse denkraamwerk gekry het nie. Dis platoniese woorde en is Aristoteles se taal. Soos Karen Armstrong opgemerk het,
Doctrine is often born not out of revelation, but out of argument. Uit 'n gestryery is doktrines dikwels gebore. En hier kan ons dit sê wat ek en julle almal weet. Dogma is nie net teologie nie, met ander woorde, gedagtes oor die godheid nie. Dis ook orde wat mense wou skep. Die vierde ding wat ek vanoggend wil sê is, waarom sou dit soveel sin maak vir die mense van daai tyd? Ek het nou al begin bou hieraan, maar kom ons vra vir onsself vanoggend, waarom het 'n drie-eenheidsleer sin gemaak? Omdat mense nie net logies leef nie. Ek kan jou nou voorstel, as jy so rigied moet kom met 'n vaste leerstelling, hierso by Nicea, Konstantinopel, en jy word gesê, jy moet van nou af glo, God is nie net een nie, maar God is 3 persone. Dit moet nogal, soos wat dit vir baie mense vreemd was, in ons tyd moes dit in daai tyd ook vir sommige mense, ten spyte van die Griekse denke, ten spyte van simboliese taal, ten spyte waarvan hulle gewoond was aan metafore, om dit letterlik te begin glo, moes vir sommige mense wat bietjie meer logies gedink het en lineair gedink het of eksakt gedink het, moes dit seker problematies gewees het. Maar waarom nie? Omdat ons as mense nie net logies leef nie. Ons leef ervaringsmatig, hiervan uit die hart, vanuit die emosies. Selfs vandag leef ek en jy maklik met paradokse. Ek gaan 'n paar van hulle noem, net so drietjies. Lig, sê die kwantum, is 'n golf en 'n deeltjie. Tyd is relatief. Vir my was dit 'n skok toe ek ontdek het, maar tyd wat ek gedink het wat werklik meetbaar is, en is definitief 'n uur, is vir almal 'n uur, as jy na die hele heelal kyk en jy begin in die wetenskap ingaan, dan sien jy tyd is so waar relatief. Dit is nie so vas as wat ons dink nie. En bewussyn, my en jou bewussyn, is 'n werklikheid, maar ons kan dit nêrens in die brein opgespoor kry nie. Ons leef met hierdie paradokse. Dit beteken nie ons kan dit nie glo nie, want ons ervaar dit. Ons vra eintlik nie vir onsself wat ons glo, wat die formules is. Die meeste van ons bodder nie met die formules nie. Ons hoor dit en ons leef met daardie paradokse saam. Nou hierso sit jy met 'n God wat oorsprong is. Dis wat hulle ervaar. Iewers. En ek en jy sit ook met daai ding. Waar kom hierdie hele wonderlike heelal vandaan? Ons dink oorsprong. Mense sit met konsepte soos, hier is sigbaar goeders teenwoordig hier. En ons beleef innerlik goed wat ons dryf en ons verander en ons transformeer. En in hulle godsdienstbelewenis en hulle denke oor God was dit die goed wat hulle aan gedink het. Hier's 'n bron, hier's 'n oorsprong. Ons sien die hande werk, ons sien die teenwoordigheid van dit wat gedoen word deur hierdie bron, hierdie oorsprong. En uiteindelik beweeg dit ons, werk dit in ons en laat dit ons op 'n sekere manier voel en optree. Het met hierdie goed gesit. En dit is tog nie vir antieke mense vreemd nie, net so min as wat dit vir ons vreemd was. Dit was herkenbaar, dit was intuïtief en dit het met hulle verstaan van dinge geresoneer. Die drie-eenheid was dus minder van 'n eksakte formule en meer van 'n erkenning dat die werklikheid nie eenvoudig is nie, dat dit uit lae bestaan en nie net uit een laag van ervaring nie. Die drie-eenheid was dus nie 'n wiskundige stelling nie. Dis veel eerder 'n manier om uitdrukking en erkenning te gee aan die kompleksiteit van my ervaring van die wêreld. So kompleks dat ek en jy vandag geen getal of meting, geen personifikasie of antropomorfiese, met ander woorde menslike eienskappe aan God of 'n God hoef toe te dig nie. Ons kan selfs die naam God weglaat. Ons kan selfs die prentjies, die gesigte wat ons toegedig het aan hierdie God, kan ons verwyder. Ons kan selfs die konsep God vervang met wat ons verstaan en ons respek sal weergee. Dis belangrik om te weet dat ons destyds met 'n gegewe tyd se verstaan te make gehad het. Hulle het
hulle beeld met die klei van hulle raamwerk opgebou. 5. 3 persone of 3 maniere van teenwoordig wees. Ek laat hom nou so oorspoel soos 'n dam waarvan die sluise oopgemaak word uit hulle konsep en om aansluiting te vind by ons en vir ons te wys dat ons eintlik nie so ver verwyder is van daardie manier van ervaar nie. Ek sê nie formuleer nie, ek sê nie noodwendig dink nie, maar ervaar, want mens bly mens. Baie vroeë Christene het waarskynlik net so gedink. God is bo alles. God is ook by ons. En ons weet jy het baie maniere gekry waarop hulle dit uitgespel het. Hulle het byvoorbeeld gesê hy is in die ark wat rondgedra is in die woestyntyd toe hulle nog nomadies was. Later toe die tempel gebou is, het hulle geglo hy is daar in die tempel. Hy is hier by ons en toe kom die Jesus konsep van in Jesus het hy nou Immanuel geword, God by ons. So net daar het jy klaar 3 metafore waar jy die bo en verhewe God by gemaak het, teenwoordig. En uiteindelik God is in ons. Hy het sy asem geblaas in die neus van Adam, kry jy in die Ou Testament. Later in die Nuwe Testament word daar gevra, het julle die Heilige Gees ontvang? Dis die asem van God, dit wat my van binne af gaan inspireer en beweeg, dit wat in my gaan leef. So dis hoe hulle gedink het, een God, maar op verskillende vlakke ervaar. Hierdie siening is modalisme genoem, die modusse van God. En dit is later as kettery verwerp. Nou daar's talle teoloë vandag wat vir jou sê, dis al wat die drie eenheid vir jou wil sê is. Daar's een God met verskillende funksies. Dis die verskillende modusse waarin hierdie God werk. Maar as 'n klomp teoloë natuurlik die hoofstroom wat sê, dis kettery, daar's 3 persone. Waarom? Omdat dit wat ervaringsmatig is, later geformuleer is, eksak gemaak is, 'n wiskundige stelling gemaak is, en jy mag dit nie meer anders sien nie. En jy hoor eintlik, en dis nou my opinie, maar jy hoor eintlik niks anders nie as 'n geweldige linkerbrein benadering tot iets wat nie so benader behoort te word nie. En dit veroorsaak die probleem dat daar soveel vyandskap kom, as 'n mens besef, maar dit kan nie so wees nie. Soveel vyandskap kom veral van linkerbrein mense heens hierdie tipe taal en hierdie tipe konsepte. En dis dan wanneer jy die Bybel soos 'n rugbybal vat en vir hom by jou voordeur uitskop. En dit is so onnodig om dit te doen. Ek sê nie vandag jy het hierdie konsep nodig nie, maar ek sê daar's geen vyandskap nodig nie, want as ons verstaan hoe hy ontwikkel het, kan ons verstaan dat ons ervaring eintlik nie so ver daarvan verwyder is nie. En as 'n mens die konteks verreken en die taal waarom gepraat is en die filosofie, dan kan jy net sê, goed, ek hoor duidelik. Nou waarom is hierdie siening dat dit een God in verskillende modusse en funksies is? Waarom is dit verwerp deur die kerk van ouds? Omdat 'n God wat beweeg, 'n God wat elke mens se ervaring kan teken op die manier wat daardie ervaring pas, omdat die kerk as 'n instelling dit nie kan uitstaan nie. 'n God wat beweeg en 'n God wat vloei in mense se ervarings en 'n God wat verskillende verskyningswyses het in elke mens wat ervaar, is baie moeilik beheerbaar. 'n God met vaste formules, beskrywings en patrone en handelswyses, persoonlikheid, daai God is maklik om mee te werk. Daarom kan mense vir jou sê, die Here hou nie hiervan nie. Die Here haat dit. Ons dink ons kan God so boks. En dis lekker en is maklik, want nou kan ons mekaar, hoe sal die kinders sê op skool, opcheck. Ons kan mekaar opcheck. En ons het mos maar hierdie beterweterigheid waar ons so opcheckerig wil wees. En ek weet, dit is nou vreeslik lelik, maar ek stuur hom nou huis toe met so 'n lelike term. So hier gaan ek nou die stelling maak, wat
Ek glo met my hele wese. Teologie, die formulering van die godsleer en kerklike politiek en administrasie loop baie nader aan mekaar as wat ons soms sal dink. Die 6de ding wat ek vanoggend wil sê is, en dit gryp terug na verlede Sondag se praatjie oor die 8 Jesusse en ook 'n klompie weke gelede se praatjie waarna ek verlede Sondag verwys het, die ontwikkeling van die Christusmotief in die Christendom. Die 6de ding wat ek vanoggend sê gaan oor die Logos weer eens. Wat is die Logos? En my vraag hier is die Logos 'n persoon? Met ander woorde, Jesus? Of is die Logos 'n patroon of 'n bloudruk? En ek dink julle ken klaar die antwoord, want ons het daaroor gepraat in daardie praatjie. Dis heel moontlik en selfs waarskynlik dat die Logos slegs bedoel was, nou praat ek van in die Griekse filosofie, as die bloudruk van die heelal, van die werklikheid, en nie 'n individu nie. Dit is, om nou 'n filosofiese woord te gebruik, 'n beginsel sin, nie 'n individu nie. Om die Logos as 'n persoon te lees was 'n teologiese skuif. Die filosofie is daarvoor gebruik, die Griekse filosofie waarbinne Johannes geskryf het, het hy as basis gebruik, maar hy het hierdie filosofie toegepas en hy het 'n teologiese skuif gemaak. Dit was hoofsaaklik Johannes wat vir hierdie teologiese skuif verantwoordelik was. Nou kom ek maak dit nou prakties en vir julle te sê, dit is nie 'n historiese noodsaak dat Jesus die Logos moet wees nie. Dat die mens Jesus skielik die Logos is nie. Ek het net nou gesê, dat as jy enige iets wat ek doen, kom ons sê die feit dat ek 'n spreker is, as jy dit 'n aparte Philip gaan maak, Philip se vermoë om publiek te praat, as jy dit 'n persoon gaan maak, wat deel van my is, maar tog langs my, dan kry jy wat hier gebeur het. Die Logos is die bloudruk, die plan van die skepping. Jy kan ook sê, dis die intelligensie van, nou in die Skeppergod model, van die Skeppergod, dit is daai intelligensie waarmee die Skeppergod die plan opgetrek het vir die heelal. Dit was in daardie filosofie wat dit is. Dit is die bloudruk waarmee gewerk is. Maar toe word hierdie bloudruk, omdat die taal so gebruik word, in die begin was die Logos, en die Logos was by God, en die Logos was God. Toe word dit verstaan as 'n aparte iemand wat by God is. Jy kan sê, Philip se vermoë om te praat is by Philip. Hy's met Philip, hy is Philip. Maar jy kan daai ding vat en sê, weet jy, daar's iemand wat in Philip bly, en hy's eintlik soms langs hom. Hy gaan partykeer soms weg van hom af, dan gaan doen hy sy eie ding, en dis 'n spreker wat daar in hom is. As jy dit doen, dan kry jy min of meer, onthou ek maak dit 'n bietjie maklik, maar dan kry jy min of meer wat gebeur het met hierdie manier waarop Jesus die Logos gemaak is, en uiteindelik die Logos vervang het. En dan kom mense en dan maak hulle dit baie plat, en dan sê hulle vir jou, Jesus is die skepper van die heelal, want hy is die Logos. Maar Johannes het hom die Logos gemaak, en nou sien mense die mens Jesus, wat nou uiteindelik gesien is as in hierdie siklus, dat hy die Logos was, en toe word hy 'n mens, en toe word hy weer God, dat hy die skepper was. En ek het verlede Sondag gesê, talle mense het God totaal en al vervang met Jesus. Hulle praat nie eens meer van God nie. Jesus was goed vir ons, Jesus doen dit vir ons, ons vra vir Jesus daai. Jesus het totaal en al die rol oorgeneem van God. Dit is so ver dit kan gaan, en in ons eie tyd is dit waar ons vandag beland het. Mense praat nie meer met God die Vader nie, hulle praat sommer net met Jesus, en dit is God se vervanging. Maar om die Logos as Jesus die persoon te lees, was 'n teologiese keuse wat Johannes gemaak het. Dis nie 'n noodwendigheid gewees nie.
Wanneer Johannes skryf, in die begin was die Logos, skryf hy nie uit 'n vakuum nie. Want Logos was 'n bekende konsep. By Herakleitos was dit orde. By die Stoïsyne was dit rasionaliteit, so hier kom die intellek. So is eers die wetmatigheid en die orde van die heelal, en by die Stoïsyne gaan dit oor die intellek daarachter, die plan, die rasionaal daarachter, en by Philon word dit die brug tussen God en die wêreld. En ek moet weer sê vanoggend, Logos beteken nie persoon nie. Logos beteken sin, bloudruk, kiem, waaruit dit groei, orde, of, en ons almal wat biologie gehad het, ken hierdie ook vrugbeginsel. Dis wat dit beteken. Ons het hierdie ding in die moderne kerk verskriklik vervlak en van baie, eintlik wil ek vir julle sê, van sy betekenis gestroop deur te sê, Logos is die woord. Logos is nie die woord nie. Dit is, dat dit woord is deel, maar 'n baie klein deeltjie daarvan. Want die oomblik as jy dit ook nou weer so plat gaan sien, dan begin jy glo dat woorde het hierdie towerkrag. En dis dan waar jy glo, die manier waarop God die wêreld gemaak het, was laat daar lig wees. En dan is daar 'n Ou Testamentiese metaforiese taal, wat dit vir jou kan gee, as jy 'n linkerbrein mens is, wat sê, die woord van God gaan uit, en dan gaan doen hy daar wat hy moet doen, en hy kom nie ledig terug sonder dat hy gedoen het wat hy moet doen nie. En mense sien dit ook veral. Mense wat die Ou Testament verklaar, sien dit baie keer ook dan as iets wat uit God uitgaan, sy woord, en het sy eie towerkrag, amper soos 'n feetjie wat nie sonder haar towerstaf kan tower nie, kan God nie sonder sy woorde. Dit word 'n soort van 'n towerstaf waarmee hy dinge gaan doen. Dis iets apart van hom, 'n instrument van hom, maar dis apart van hom. En dit wat gebeur het die oomblik toe ons begin glo het, Logos is die woord. Want nou die woorde geskep, en nou, jy weet, en nou word Jesus die lewende woorde, hy kom praat God se woorde, en mense gaan verskriklik wyd met hierdie ding, en is 'n ongelooflike skraal verstaan van die term Logos. Logos is die bloudruk, die vrugbeginsel, die kiem. So dit is dus heeltemal verdedigbaar om te sê, die Logos is die intelligensie agter die ontplooiing van die kosmos. En ek sê nie, God is 'n argitek wat 'n plan opgetrek het omdat hy slim is en toe voltrek hy die plan nie. Hier's 'n nuance verskil. Dit is die intelligensie agter die ontplooiing van die kosmos. Jy kan in 'n sekere sin dan met ander woorde eerder sê, God het gebeur. En toe is dit 'n heelal. En ek het nie 'n ander manier om dit te sê nie, want daar's nie vir my 'n taal. Weereens, dit is 'n moeilike ding om onder woorde te bring. En daarom kan die pantheïste sê, en die panentheïste sê, dat God is in die skepping. Dis hoe God homself laat ontplooi het. En Marius Herald het altyd, hy het dit geglo en hy het gesê, God is die gans andere daarbo, so hy is bo die skepping, maar hy is ook in die skepping gegiet, en dit is wat panentheïsme is, dat God is eintlik in die skepping, het hy homself verwesenlik en vergestalt, so kyk na die skepping en jy sien God. So, dit gaan daaroor dat hier 'n ontplooiing en 'n ontvouing plaasgevind het. En vir party mense gaan dit 'n teïstiese een wees, dis 'n God wat ontvou en ontplooi het. Ander mense sê deesdae dis bewussyn, en ander mense sê bloot, wel, dit was die Big Bang. Maar hier was iewers 'n ontplooiing wat by 'n kiem begin het. Maar wat die Logos nie, is 'n individu met 'n lewensverhaal. 'n individu met 'n geboorteverhaal. 'n individu wat in mitologie gehul is. En ek het verlede week vir julle gesê, wat is mitologie? Daar's 'n verskil tussen mites en mitologie. Mitologie beteken dat daar hierdie interaksie is tussen gode en mense, sodat 'n God byvoorbeeld 'n mens sal bevrug.
en dan kom daar 'n demigod. Of 'n God word 'n mens, of 'n mens word 'n halfgod, of 'n mens word volledig God. Dit is daai metamorfose wat kan plaasvind tussen mensheid en godheid, sodat die verskyningsvorme naderhand eners kan word of karakter kan deel met mekaar. Dis mitologie. En dis wat in die biografie van Jesus gebeur. Dis volledig mitologie. Dat 'n God het 'n menslike figuur bevrug en toe word daar 'n mensgod gebore. Die sewende ding wat ek wil sê is, kan Jesus losgemaak word van die drie-eenheid? Nie die antwoord is drieledig. Histories, ja. Ek het nou verduidelik waarom Jesus glad nie noodwendig een van 'n drie-enige God hoef te wees nie. En op vele vlakke kan mense dit verstaan. Veral as jy ook verstaan dat die storie geskryf is in die bed van en met die gereedskap van mitologie. Maar ja, hy kan histories losgemaak word, want logos beteken ook nie persoon nie. Eksistensieel, by ervaringsvlak, ja, beslis. Institusioneel, as jy in terme van kerk en teologie dink, dis bykans ondenkbaar. Die konsep is so vasgevries, dat jy kan nie dink dat dit sommer sal gebeur nie. Die historiese Jesus was waarskynlik 'n Joodse wysheidsleraar. Hy was diep gewortel hy self, en dis belangrik om dit te sê, want onthou ek het net nou gesê, maak 'n nota, ek gaan praat oor Johannes 15. Hy was self diep gewortel in metaforiese taal. Hy het mense verander. Hy was gefokus op transformasie en nie op metafisika nie. Veral nie as jy hom lees in Paulus en in Markus, glad nie, en in Matteus en Lukas nie. Jy kry in Matteus en Lukas baie mitologie, wat jy nie in Markus kry nie, met ander woorde die geboorteverhaal, die maagdelike geboorte. Maar, later, hier by Johannes, het die metafisika ingeskop. Die goddelike Jesus was 'n latere poging binne 'n kultuur wat in demigode geglo het, om sin te maak van die impak van hierdie wonderlike Jesus. Onthou ek het gesê in Markus, en ek het dit verlede week gesê, en ek moet net bietjie teruggaan, om vandag ook sin te maak vir mense wat nie verlede week geluister het nie. In Markus kry jy nie 'n geboorteverhaal nie. Jesus word gedoop, daar begin sy storie, en hy was die eerste evangelis. Daar's nie 'n geboorteverhaal nie. Hy vertel net van hierdie wonderlike mens. En waar word hy God se seun gemaak binne die idioom van daardie tyd? Toe hy gedoop word, toe kom daar 'n duif wat op hom neerdal en die stem van God uit die hemel wat sê, "U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Ek maak jou nou my seun." Dis nie mitologie nie. Dit was iets wat gebeur het met mense van daai tyd as hulle roeping volgestaan het. Hulle was bekend as God se seun. Toe groei dit, en teen die tyd dat Johannes skryf, is hulle denke siklies, want hulle is totaal geabsorbeer in die Griekse filosofie, die Jode. En wat doen Johannes met hom? Hy maak dit metafisies, hy sit hom in die siklus van die Griekse denke, hy sê, hy was God, toe word hy mens, toe gaan hy terug, en hy is nou weer God. Dis iets wat gebed is in die verstaan en in die filosofie van daardie tyd. Waarom? Jy sit met hierdie mens wat 'n enorme impak gemaak het. En wat doen daardie tyd se mense met so 'n mens? Net so. Dan maak hulle van so 'n mens 'n goddelike wese, 'n demigod. Sy waarde lê minder in wat hy was en meer in wat hy in die mensdom wakker gemaak het. Dit lê nie in sy metafisiese status nie, maar in sy eksistensiële impak op die wêreld. Die 8ste ding wat ek wil sê. Kom ons kyk nou, gedagtig aan die metaforiese taal van die Bybel en van daardie tyd, na Johannes 15 vers 26. Hier, ek lees vir julle die teks. Maar as die trooster gekom het, wat ek, dis Jesus wat praat vanuit Johannes se pen, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur,
Die gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dit maak die deur oop vir 'n drie-eenheidsleer. Jesus sê, as die Heilige Gees gekom het, die iemand by julle gaan wees, hy is die trooster, ek gaan hom vir julle stuur. Hy gaan vanuit die Vader uitgaan, maar dan gaan hy van my getuig. Het Jesus werklik, hier is die eerste vraag, en ek het verlede week hierdie vraag onder die loep geneem, en ek doen dit weer ter wille van volledigheid, en hulle wat nie verlede week hier was nie. Het Jesus werklik alles gesê wat Johannes hom laat sê het? Onthou, Johannes het lang toneelstukke geskryf. Dink aan die vrou by die put. Lang toneelstukke geskryf. Johannes het geskryf enige iets van 90 na 125 na Jesus. Hulle het nie video-opnames of bandopnemers gehad nie. Is daar 'n katse kans dat Johannes hierdie lang monoloog woord vir woord akkuraat uit 'n werklike gebeure kon haal? Hierdie monoloog wat Jesus gevoer het. Die mees kritiese Bybelwetenskaplikes vandag sê waarskynlik nie. Johannes skryf baie laat in die tydsverloop na Jesus, en soos ek verlede Sondag gesê het, in daai praatjie oor die 8 verskillende Jesus-prentjies, hy wat Johannes is, skryf simbolies. Hy skryf teologie. Hy skryf nie as 'n verslaggewer of 'n joernalis nie, en hy's ook nie 'n geskiedenisskrywer nie. Hy plaas woorde in Jesus se mond om betekenis oor te dra, nie om presiese aanhalings uit 'n video-opname te lewer nie. Dis tog onmoontlik om te dink dat hy hierdie lang gesprekke wat sogenaamd met mense gevoer is, soveel dekades later woord vir woord kon neerpen. Dit was toneelstukke. Wat die skrywer geskryf het om sy boodskap en sy idees oor Jesus oor te dra. Dit was nie bedrog nie, want dis nou dadelik wat ons weer sal dink, maar dan jok die man mos. Dit was nie bedrog aan sy kant om gesprekke op te maak nie. Dit was hoe geestelike waarheid en skryfwerk destyds gewerk het. Dit was iets wat hy wou sê, wat hy geglo het, en hy het dit in storievorm gegiet. En hy het Jesus 'n karakter gemaak, wat hy dinge laat sê het, wat sy oortuigings weergegee het. Die 9de ding wat ek wil sê. As dit dan nou nie letterlik waar is nie, die drie-eenheid, waarom sou mens nog daaraan dink? Omdat metafore, en hier bring ek hom nou weer terug, en wil ek amper die sirkel toemaak en sê, omdat metafore soms baie nader aan die waarheid kom, as formules en definisies. Ek bedoel, dit is nou baie maklik vir my en jou om te dink, as ons hier wakker word en niemand het ons nog iets geleer nie, en ons sien hierdie groteske heelal om te sê, jette, waar kom dit vandaan? En ons begin 'n gevoel kry, maar daar's 'n bron, daar's iemand wat hierdie gemaak het, want dis hoe dit tog werk. Goed word gemaak. Dit is nou baie maklik vir my en jou om dan te begin dink, hoe lyk hierdie iemand? En dan kom ek agter, maar partykeer ervaar ek so 'n teenwoordigheid, dis asof ek voel ek is nie alleen nie, hierdie hele lewe is met my, en ek voel geïnspireer, en ek voel ek word verander, en al die goed. Hoe gaan ons hierdie ding beskryf? Sou ons beter gevaar het as die mense van ouds? Sou ons dit meer akkuraat kon doen? Nee, want jy het nie met eksakte goed te doen nie. Jy het te doen met goed wat te groot is om te verduidelik. Baie daarvan gebeur innerlik, baie daarvan is net konsepte en ervaring. Hoe gaan jy dit sê? Die beste en maklikste manier om sulke goed te sê, is om beelde daarvoor te gebruik, metafore te gebruik, maar hier's 'n ding oor 'n beeld wat ek vanoggend moet sê, wat vir ons belangrik is om te onthou. As jy 'n beeld gebruik om iets in die werklikheid te beskryf, kan jy nie terugdraai van die werklikheid af na die beeld toe en die werklikheid indwing in daai beeld nie. En dis 'n belangrike ding om te sê. En die ander ding ook, en ek gaan dit net sê sonder om dit te verduidelik, is, jy kan ook nie 'n metafoor omkeer nie. Soos die Engelse sê, the reverse isn't true. Jy kan dit nie omkeer nie. So, as jy byvoorbeeld
enige iets gebruik om jou liefde vir iemand te beskryf, en jy sal sê, jette, dit is soos wanneer 'n hond sy baas se hand lek. Dis hoe lief ek jou het. Om dan na die werklikheid van my liefde vir jou toe te gaan en te sê, okay, goed, kom ons, jy het nou gesê, dis soos wanneer 'n hond sy baas lek. So, kom ons kyk dan nou met ander woorde, wat is jou liefde vir my? Jou liefde beteken, jy staan op 4 voete voor my. Jou liefde beteken, jy maak jou mond oop en jy lek vir my. Jou liefde beteken dat jy my wonde se bloed afhaal. Jy kan nie die werklikheid indwing in die beeld nie. Die beeld sê ietsie van die werklikheid, maar ek kan nie die werklikheid definieer nie. Dis waarmee jy sit. Ons word vreeslik vies van metafore wat ons voel belaglik is om die werklikheid te beskryf, maar ons moet verstaan, as ons begin werk om onbeskryflike dinge te beskryf, gaan ons net so sukkel. En ons beelde gaan net so eenvoudig wees en nie die werklikheid korrek beskryf nie. So as jy vandag iemand is wat sê, man, die wêreld het ontstaan, glad nie deur 'n God wat gepraat het of geskep het nie. Die wêreld het ontstaan deur die Big Bang, die oerknal. Beteken dit dat jy gaan terugdraai na goed wat in die Bybel staan en jy gaan sê, ag my liewe aarde. Maar as jy die metafoor lees en jy besef, daai persoon het ook net nie woorde gehad en het ook beslis nie jou kennis gehad nie, en daai persoon het eintlik baie goed gevaar om te sê, iewers is 'n bron. Sjoe, hierdie bron is soms naby my, ek voel partykeer of ek nie net gemaak is nie, ek voel partykeer of ek gedra en onderhou word. En ander kere voel dit vir my, maar dit is asof dit binne in my is, en asof dit 'n vuur in my aan die brand steek en impetus vir my gee. Jy gaan net ander maniere hê om dit te sê, maar die ervaring van alle mense bly dieselfde. Ek kom van iewers af, iets dra my, iets onderhou my lewe en iets vuur my aan. Iets inspireer my. Hierdie ervarings het nog nooit verander nie. Maar ons kennis verander miskien bietjie van die beskrywing. Maar dit maak nie dat ons dit noodwendig beter kan beskryf nie. Dus, as metafoor sê die drie eenheid net dit, alles het eers begin. En ons verhouding met hierdie wêreld is 'n werklikheid. Daar's 'n relasie tussen my en die wêreld. Ek is tog nie net op die aarde neergesit nie, ek is in 'n verhouding met die aarde. Tweedens, hierdie beteken iets. En dit kry verskillende forme vir my. Dit dra liggame. Maklik om dan te dink dat hulle hierdie enorme gees wat Jesus was, hierdie tydsgees wat hy was, dat hulle hom hierdie beliggaaming kon maak van God met ons. Want is dalk die eerste keer wat 'n mens vir jou so naby daaraan kom dat hy die hart van wat jy as 'n God beskou kon vertoon. En transformasie, derdens, gebeur hier binne in my. Sjoe, dit moet die gees van die lewende God wees. Anders gestel, daar is 'n bron. God of Vader was dit vir hulle. Party mense sê vandag net lewe, of die heelal, of die univers, maar hulle het ontsag, want daar's 'n bron. Daar's 'n teenwoordigheid, vir hulle was dit Jesus, Immanuel, God by ons. Baie mense sê vandag, maar die lewe dra ons. Daar's beweging of vuur, die gees, die vuur van die Heilige Gees, die passie van die Heilige Gees. Baie mense sê vandag, hier's 'n passie wat in ons leef. 2 weke gelede of 3 weke gelede het Andrei, toe ek met vakansie was, gepraat oor Ikigai, die Japaneese woord vir die vuur of die passie in ons. Dis nie 3 wesens nie. Dis 3 maniere waarop mense die lewe ervaar. En selfs kan hulle koppe nie die prentjie van 'n God daaraan koppel nie. Al is dit 'n denkfout, bly dit 3 herkenbare dimensies van ons almal se ervaring in die lewe. 10. Wat maak 'n spirituele mens, 'n agnostikus en 'n ateïs hiermee? Behalwe daarvoor om te lag, want ek dink dit moet ons nie doen nie. Dit moet niemand doen nie.
Wat anders kan ons daarmee maak? Baie meer as wat 'n mens sou dink. Jy hoef nie in 'n bonatuurlike God te glo om iets van jouself hierin te herken nie. Jy hoef nie te glo in bonatuurlike persone nie. Jy hoef nie in metafisiese hiërargieë te glo nie. Jy hoef nie soos die mense van antieke eras in kosmiese gesinne te glo, gode met dogters en seuns en vrouens nie. Jy hoef nie in hierdie goed te glo nie. Jy kan dit lees as 'n bron, sin en 'n grootse ervaring. Jy kan dit lees as die kosmos, die bewussyn waarvan ons almal deel is en wat ons almal in ons ervaar. En etiek, die goed wat eties en reg is om te doen, die goed wat Jesus byvoorbeeld kom leer het. Jy kan dit lees as orde, liefde en die krag van transformasie. Jy hoef nie iets daardeur te bely nie. Jy hoef dit nie op skrif te sit nie. Jy hoef nie te sê dis wat ek glo nie. Ek dink dit is met in ons hele relasie met die lewe en die grootsheid van die lewe en verwondering. En daarom spiritualiteit. Is dit een van die grootste foute om iets vas te maak en te sê dit glo ek, glo dit saam met my, dis hoe dit lyk. Die goed is te groot vir formules. Jy hoef geen begrip te vorm wat vas is en gedefinieer en geformuleer is nie. So word die drie eenheid nie iets wat jy saam met antieke denkers vandag hoef te glo of te bely nie. Maar dit word iets om jou te help, om net saam met hulle mens te wees en deel te hê aan die universele elemente van ons ervaring van bron, draagkrag, verhouding en impetus of vuur. Ek sluit af. As ons nou vandag hier wegstap, dalk is julle koppe nou effens oorlaai, maar moontlik kan julle 'n bietjie rustiger word oor die antieke mense se teologiese nalatenskap. Nou dan was ons tyd vanoggend nie vermors nie. Want agter al hierdie woorde, agter die teologie, agter die geskiedenis van die idees en die idees self, lê iets eenvoudig wat ek en julle goed ken. Ons weet hoe dit voel om te vra, waar het alles begin? Ons weet hoe dit voel om iets of iemand te ontmoet wat ons lewens aanraak en ten diepste verander. Ons weet hoe dit voel wanneer iets in ons beweeg sonder dat ons dit kan beheer of verduidelik. Dit is wat antieke mense probeer sê toe hulle begin praat het van die Vader, die Seun en die Gees. Dit hoef nie 3 wesens in die hemel te wees nie. Dit kan maar net 3 maniere wees waarop die lewe na ons toe kom. Jy hoef dit nie te glo nie, jy hoef dit nie te bely nie, en jy hoef die antieke begrippe nie eers mooi te verstaan nie, want die ervaring van die lewe is met jou. Dit was vandag my storie. Kom ons luister na die musiek.
Baie dankie vir julle bydraes, dit word waardeer en is uiters noodsaaklik, baie dankie. Ons gaan lekker koffie drink as jy nog tyd het, as jy nie het nie, verstaan ons heeltemal. En as jy nou nie die kuier tipe is nie, verstaan ons dit ook. Ons is nie almal dieselfde nie, maar vir die van julle wat julle tande geslyp het vir 'n lekker koffiekuier, ons is daarso. Ons gaan luister na die uitspeel. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.